Hallo, ek is Risa van Nader en Eenvoud. As jy die woorde idees vir Kersfees in Google intik, gaan jy 'n hele klomp artikels kry. En as jy die woorde in Engels tik, gaan jy nog meer kry. Daar is artikels oor watter geskenke om vir wie in jou lewe te koop. Daar is artikels met resepte vir 'n heerlike Kersete. Daar is idees oor hoe om jou huis en Kersboom te versier. En daar is selfs artikels wat jou raad gee oor hoe om die familie, wat jy nie altyd oor die weg mee kan kom nie, te onthaal sonder dat daar oneenigheid ontstaan, wat in 'n kosgeveg of jarelange vete kan ontaard. Het is maklik om so vasgevang te raak in die koop van Kersgeskenke, die regte versierings en liggies, en al die kos wat voorberei moet word, dat 'n mens maklik vergeet waaroor Kersfees eintlik gaan. Ja, dis lekker om geskenke te kry en al die lekker kos op Kersdag op te eet. Maar ons moet nooit uit die oog verloor, dat Kersfees in die eerste plek gaan oor Jesus, en in die tweede plek, om tyd saam met ons geliefdes te spandeer nie. Vandag wil ek met jou 'n idee deel, wat jy kan gebruik om 'n betekenisvolle Kersfees te hê. 'n Mens hoor die Kersverhaal op Kersdag in die kerk, maar waarom nie sommer nou al begin om dit eenmal 'n week, of selfs 'n paar keer 'n week, te lees nie? Lees dit een keer uit die ou vertaling, die volgende keer uit die nuwe vertaling, en 'n keer of wat uit een van die verskillende parafrases wat beskikbaar is. As jy 'n studiebybel het, kan jy selfs die kommentaar wat onderaan die bladsy is, ook 'n keer lees. Dis ook 'n goeie idee om dit een keer uit die kinderbybel te lees. Maak 'n punt daarvan om die Kersverhaal ook vir jou kinders te lees en herinner hulle, en jouself, daaraan dat ons Jesus se geboorte vier, wanneer ons Kersfees vier en vir mekaar geskenke gee. Hierdie is maar een idee wat jy kan gebruik om jou Kersfees meer betekenisvol te maak. As jy op soek is na nog idees, besoek Nader en Eenvoud se webblad. Daar sal jy nog 'n paar idees kry. Klik sommer op die skakel hieronder om direk na die artikel toe te gaan. En as hierdie boodskap vir jou iets beteken het, teken dan in vir ons YouTube kanaal deur op die subscribe knoppie te klik. Klik ook op die klokkie as jy 'n kennisgewing wil kry wanneer 'n nuwe video op die kanaal gelaai word. Mag hierdie volgende weke, waar tydens ons voorberei vir die viering van Jesus se koms, vir jou baie geseënd wees.